Suska, Wiesal en Ina was ook soos jy, maar hulle is nie meer so nie. So, daar's 'n cue. Okay. Daar's sy, goeienaand, goeiemiddag, baie welkom almal. Ek hoop julle het 'n fantastiese naweek en week gehad. Kom ons, voor ons enigiets anders doen, voor ons Jesus stories doen. Sommige waar jy sit, staan gou op, kom sien net vir 'n paar oomblikke vir die Here, dankie vir die reën. Ons het vir hom gevra daarvoor. Dit het lekker gereën hierdie naweek, kom sien net vir hom dankie. Sommige net waar jy is. Ag nee, maar so papa, dis nie net ons nie, baie mense het gebid, maar dankie dat u gehoor het, dankie vir die reën Vader, en ag Heer, ek dink sommer 'n storie van 'n geestelike pa, om Chris Appelgrein, wat deur die tomaties geloop het by 'n boer se plaas, wat almal swart roes gehad het, en net die Zoe lewe van God oor die tomaties uitgespreek het, en hoe daai boer daar jare rekord oes gehad het, ten spyte van die swart roes. Here, ons kom dan nou en ons spreek net u lewe uit, oor die landerye, oor die veld, oor die gesaaides, en mielies, boontjies, wat ook al geplant is, sonneblom. Here, die reën, dankie dat u doen wat nie normaalweg so hoef te wees nie. Dankie dat u hand in die guns rus op die boere se oes, op die boere se lande, Vader. Ons eer u daarvoor. Dankie vir die reën. U is 'n goeie Vader, ons is lief vir u. Amen. Baie dankie julle. Enigiemand met 'n Jesus storie, iets wat hierdie week gebeur het, wat jy graag vir ons wil deel? Ja, my hart loop oor. Dit was regtig met my pa, ons het nou die dag vir hom gebid, ook hier by Huis van Gebed, dat hy op suurstof gewees het. En ons was Vrydag by Dr. Taban, en hy het net vir my pa gesê, haal af jou suurstof, jy het dit nie nodig nie. En my pa het vir hom gekyk, en dit is 'n benoudheid wat jy op sy gesig kon sien. En maar nou moet ek ook sê, terwyl hulle al die asemtoetse en goed gedoen het, het hy 'n pompie, soos 'n asmapompie ding ingeasem. En ja, sy saturasie is net van daar af reg. Ons het regtig ver geloop om die CT scan te gaan doen en alles, teruggekom en gewag. En toe hy dit weer aansit, toe is sy saturasie 97. Toe sê hy net, jy het dit nie nodig nie. En so toe moet hy het nou hierdie, eintlik 'n vreeslike snaakse dingetjie wat hy moet inasem, maar om sy longe net, hulle sê expand, laat daar meer lug kan inkom, asemhaling kan inkom. En gister toe ek met my pa gepraat het, toe sê hy het nog die hele dag, nog glad nie dit gesak onder 95 nie. So ja, dit is regtig waar net amazing dat ons by hierdie dokter kon uitkom in die eerste plek. En ja, dat ons weet dat die Here ook my pa aangeraak het. Dat daar nie, soos hy sê, dit het nog nie versleg van waar ons die vorige keer die scans gedoen het nie. Ja, hy's 'n nuwe mens, hy wil nou net nog dinge doen. So ek weet nie wat lê voor nie. So hy het gesê ons gaan nog dinge doen, so ons sal maar sien. Amen, kom gee vir Here 'n groot applaus. Amen. Dankie Dad, dankie Vader, dat u woord groter is as ouderdom, en dat u woord die waarheid is. Ons loof u daarvoor in die naam van Jesus. Nog iemand met 'n Jesus storie? Ag, van ons kant af, ons was so 'n bietjie in 'n snaakse situasie gewees. Ek het 'n jong man wat ek disipel vriend Jain, wat in Saudi-Arabië werk.
En hy het nou lankom my gereël dat hy een van ons karre kan leen as hy afkom met om sy maale te kuier, want omdat hy nie 'n Suid-Afrikaanse rekening het nie, kan hy nie 'n kar onder R17,000 vir 2 weke huur nie, wat geweldig baie geld is. En alles was gereël en alles in plek, en toe ons maandag Pretoria en dan Saterdag Pretoria toe gaan er iets met die Camry fout gegaan. En toe is nog 'n Corolla daar, en toe ry ons met 'n bakkietjie dat hy met die Corolla kan ry, hy het sy maale gaan haal. En toe die bakkietjie ook iets fout mee gegaan. En toe moet ek vir hom bel en sê, jong, ons het nou net een kar oor, ek weet nie wat gaan ons doen nie. En hy is sy maale bly by familie, en die oom is nie noodwendig altyd baie, ja, hoe gaan ek dit mooi stel? Hy leen nie sommer so goed uit nie, kom stel dit mooi. In elk geval. En hulle gesels die aand, en die oom is daar, en hy sê nee, hy kan die bakkiebom hier vir R5,000, 'n baie klein bedragie, sy vol bakkie. En in die volgende oggend hulle opstaan, toe kan die oom dit nie onthou nie. Sy het dit gesê het nie. En toe is sy vrou baie slim, sy sê nee, kyk op jou bedkas, ja, net 'n helfte al gisteraan betaal, daar lê die geld, jy het dit gesê. So hulle is reg, so ons is baie dankbaar daaroor dat die Here daar ook 'n pad gemaak het. Nog iemand met hierdie storie, Linda? Ons het die naweek die eerste seminaar gehad van die beradingskursus, en ek is trots op die kraal, die meeste ouens was daar, en hulle het oorleef, en dis baie awesome geweest. Yes, so my Jesus story is part 2 of what Marie just shared. Was it on Friday? No, Thursday. I came here to House of Prayer with little Bucky. I was planning on I'm still planning on getting a bumper sticker for our little Bucky, which says, it's not a Hilux, it's a Bucky. But anyway, so Marie stayed home because the assessors for the cupboard in our kitchen that was damaged when the geyser burst was coming. And I came with Bucky, and we discovered that Bucky overheats a little bit. So when I got here, I asked Wayne if he can help me to just put water in. But then Louis came, and Wayne asked Louis, because Wayne also didn't know exactly how to do that. And then Louis put water in, and just before I wanted to drive off, Louis said, no, let's wait, because Visa phoned Wynand to come, and let's wait for Wynand just to have a look. And then when we wanted to get Bucky up and running again, Bucky was dead. And Louis then said he will tow little Bucky to our house. And I praised the Lord that Wynand was here to get behind the wheel of little Bucky. And I could drive their car to our house because Louis was going quite fast. He says only 60 kilometers an hour. I thought if you do something like that, you go at 10 kilometers an hour and not 60. So I'm just grateful for the body of Christ. I'm grateful to be part of a family, a spiritual family, where if something like that happens, there's just someone who knows what to do and who's willing to help and who's helping. And yes, so it's so amazing to just be part of this family. And this is my Jesus story tonight, that we can be part of a family who cares and who's there. And God just assembling people together who can just, what's the right word I'm looking for? Complement each other. One can do this, another one can do that, the other one can do that. And that's amazing to me, that how God works in such an amazing way. So yes, I'm excited and I'm grateful, and we are looking forward to what the Lord, to the next chapter in
in the life of Bucky. And we will share the rest of the Jesus stories with you as it progresses. Anyone else with a Jesus story? Okay, let's go to the announcements then. First up, again, healing rooms this coming Tuesday. So if you know of anyone who's fighting illness in their body, please share with them about the healing rooms. If they can come in person, they can come between 12 and 2. Otherwise, if they can't come in person, they can just send us a WhatsApp prayer request and we pray for them on WhatsApp. Yes, Sean, you have a Jesus story about the healing rooms. Wonderful. Hello, everyone. I don't know if I've got this message. From Michael. Yeah. Okay. I don't know if I have his message because I've got a new phone. But yeah, we've been praying for Michael about, I think, 3 weeks now. And I didn't get much feedback from him. He was diagnosed with skin cancer. And he also had a bad bike accident end of last year, I think, in where a lot of it, he had major tissue damage here on his top leg, let me say, on this side. And when they had to do surgery, they actually found out that he has skin cancer. And yeah, when I spoke to him, he was very, let's say, down and out about this. He's a busy guy. He's got a family to support. And yeah, it was just awesome to be able to pray for him and to tell him, listen, there's a house of prayer in Witbank, and that's people that are dedicated to pray for you. Can I put you on the list? And he said, yes, please put me on. And I left it. I didn't want to ask for feedback the whole time, but I asked him last week, I think it's last week, or this week, early, I think it was Monday, for feedback. Please, I want to just give feedback so that we can know what to pray for further. And he says, his report is completely clean. He has no cancer at all. And his leg is healing so good, so well now. And he found some physio that has started a program to do a specific, something that he was looking for so that he can gain full movement. So, and that's also going very, very well. So yeah, just want to praise the Lord for what he's doing. Yeah. Thank you for everyone that's praying. Thanks for remembering that, Sean. I was thinking when you sent me that message, I was thinking I must remember it for this Sunday, and I completely forgot. So amazing, yes. So God is good. He is the healer. Yes, so this is Tuesdays from 12 to 2, and then Wednesday mornings from 8 until 9:30. We are watching this course, the Divine Healing Technician course of Carrie Blake, where we are being equipped for the healing rooms. When we started with healing rooms, we were trained by the director of the International Healing Rooms, the South African director of the International Healing Rooms Ministry, and she really did a good job training us. But we are now just growing deeper in our knowledge and what God teach. And actually this past week, one of the things that stood out to me that Carrie Blake shared in the teaching was that when we pray for someone, when we pray for the sick, we have one role model that we follow, and this is Jesus. We look at the way that Jesus did it, and then we follow him and we do what Jesus did. And I just feel that since we started to do this course, we really started to see even progress in people getting healed faster in the healing room. So we are really grateful.
And we want to invite you. You can join us even if we are already a few sessions in. We will give you the link of these teachings and you can catch up at home. It's on YouTube. What's the advantage of watching it here with us in a group is we have group discussion afterwards, and this really, really means a lot. And it helps a lot if you have questions. Someone else might have an answer to your question, and we just encourage each other in those group discussions and take it a little bit deeper. So that's why we watch it together, and anyone is welcome to join us every Wednesday at 8 o'clock here in the prayer room. Then Wednesday evening we have Growing in the Prophetic, 6 until 8, and we are really growing together in hearing the voice of God. And the Lord laid on Marie's heart this past Wednesday that we also minister to 2 people who attend. So if you are really longing to hear a word from the Lord, join us for the Wednesday night Growing in the Prophetic. You might get picked for a word. Eventually everybody's going to be ministered to, but this is an awesome time to just grow in hearing the voice of God. And I'm every Wednesday, this past few times that we got together, I was so amazed at how clear we heard the voice of the Lord. Everybody who comes, maybe you struggle to hear the voice of God, but there's something about getting together and the anointing of the Lord, and then you see and you hear, and it's easy. So I really want to encourage you to join us for this. And then please diarize the 3rd of April. If you are not going away the Easter weekend, that evening, I didn't put the time there, but I'll have a slide with the time next time. And I'm also going to start to put it on our social media platforms. So Good Friday, the 3rd of April at 5 o'clock. We are just going to have a worship time, and after which we will have communion, and then we're going to have a communal meal where you bring what you have at your home, and we are all going to share with each other a meal. So if you have a bread at home, you bring your bread. If you have a banana, you bring your banana. Whatever you have at home, you can bring, and we're all going to share and just have a communal meal on this very special day where we remember that Jesus died for us on the cross. So it's the 3rd of April here in the prayer room at 5 o'clock. We're going to have a time of worship and then communion. And I'm busy watching a teaching of Carol Ward where she talks about communion. And she says, communion, there's so much to be said about communion. But she says it's an invitation from Jesus where he says, come and have union with me. And I just love that. So that Thursday, Friday, the 3rd of April, it's Friday, not a Thursday, Friday, the 3rd of April, we're going to have worship, communion, and a communal meal. And then the 10th of April, we are, New Doxa is doing a night of prayer the first Friday of every new term. So this coming, this one, the 10th of April, it's the first Friday of the second term. And we are hosting it as House of Prayer with them. We're doing it with them, but we are hosting it here in the prayer room. And we just want to invite you to come that Friday evening. It's only going to be from 6 to 10, only 2 hours. And in this picture, it says, history belong 2 hours. 4 hours, sorry, 4 hours, 6 to 10. 4 hours, it feels like 1. But it's 4. It goes by so fast. You won't believe you've prayed for 4 hours at the end. So it's 4 hours. If you can come be here at 6 to start at 6 to pray with us. And I just felt in my heart to put this here. History belongs
to the intercessors, those who are on their knees praying for nations, praying for cities, rewrite the history, bring in God's story into the story. The enemy tries to write a story, but God has his story. And when we join in partnership with God, God's story can be written over a community, over a town, over a nation. And that's what we invite you to come and join us for those that evening, the 10th of April. Don't miss out on that. And then the 17th to the 19th of April is our First Love Conference. And we are on this journey since the beginning of this year of Jesus' prayer in John 17, verse 24, where Jesus said, Father, I desire. And the whole weekend is going to be built around that. And the purpose of these First Love Conferences that we've started with a few years ago is to just reconnect with God's first love, with God's heart, loving him first, returning to our first love. We so easily move away from that place of loving him above everything because life happens and life is busy. And then this is just a weekend of just realigning with loving God in the first place. So that's the First Love Conference weekend, 17 to 19 April. Don't miss that. Just jot that down in your diaries. Thank you so much, Marie. Hartstikke baie dankie, Linda. Guys, can we just take a moment? I try not to forget this, but sometimes I do. And just give applause. In the house of prayer, if we say thank you to Jesus, we clap. And if we say thank you to people, we do this. Let's just give applause to our worship teams, to the guys at the sound, to the ladies that making the coffee and all, everything that makes Sunday possible. Let's just say thank you to God. Thank you to them. Thank you guys. We really appreciate you. You're such a blessing. Thank you for your heart and loving God. And if you sing and worship, you have a wonderful voice. And that's good. A lot of people have wonderful voices. But I can hear you love God. Thank you for that. Ons gaan ons liefdesgawe inneem. Ons het eintlik so mooi getuienis rondom met my Anke is nou nie vanaand hier nie. So ons sal keer as sy is vir haar vra. Ons het laas Sondag so 'n bietjie gesels oor die 10de en sy het die mooiste storie wat in die week met haar gebeur het. Maar ek gaan nou nie haar storie vertel nie. Sy kan dit self kom vertel. Guys, we can never outgive God. And if we give to God, we say thank you. Thank you for everything. He's a good God. He's faithful. And he's a loving Father. Die woord van die Here sê, as ons buite kyk en hy sorg vir die voëls, vir die blomme van die veld, hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg nie. Lisabella is going to minister to us with a song. We're going to do an offering. Just move your mind. The picture I see, and I think I've used the picture before, but it was all of a sudden just clear in my mind's eye. And I saw an old hi-fi musiekcentrum met daai 3 lae en die groot ronde knop. In die ou dae wat mense, my ma het altyd radio geluister. Dis ook maar ek vandag nie radio luister nie. Maar in elk geval, die radio in die huis en hy knop en as jy teken net so van stasie af en dan moet jy hom so bietjie draai en jy skielik is dit suiwer en jy kan duidelik die klank hoor. En kom ons stel ons stasie in vanaand. Kom ons fokus met hierdie, while she's ministering to us with a song, let's tune in our hearts, our minds, to focus on God and just to love him. And let him minister to your heart. Let him take, there's somebody here and you're carrying a very heavy burden tonight. Jy het 'n baie swaar las op jou skouers. And you can keep on, carry this burden. And you can suffer with it. It's your choice. And I don't want to sound soos iemand sonder omgee, but I really feel the easiest way for us is just to give that burden to God.
Hy sê sy juk is sag en sy las is lig. Kom ons gee dit in hierdie tyd vir hom. As daar iets is, as daar bekommernis is, if there's anything you have to give to him, let's just do it tonight. Just move it into his hands and ask him to take and to carry that burden. He's faithful, he's beautiful, he's stunning, and he loves you. Jy maak vir hom saak, hy sien jou raak, hy ken jou naam, hy weet wie jy is. Toe jy opgestaan het vanoggend, het daar jou moontlike haar op jou kopkussing agtergebly. En jou hemelse Dad weet tot van daardie haar. Hy's 'n goeie Vader. Thank you so much. Is all I have, and all I have to give, I give it all to you. It's my fragrant oil, it's my costly perfume. I take my alabaster box and I break it open. Yes, all I am is all I have, and all I have to give, I give it all to you. It's my fragrant oil, it's my costly perfume. I take my alabaster box and I break it open. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. You're so I am is all I have, and all I have to give, I give it all to you. It's my fragrant oil, it's my costly perfume. I take my alabaster box and I break it open. All I am is all I have, and all I have to give, I give it all to you. It's my fragrant oil, it's my costly perfume. I take my alabaster box and I break it open. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise,
to you. And I sing my song of worship to you. All I am is all I have. All I have to give, I give it all to you. It's my fragrant oil, it's my costly perfume. I take my alabaster box and I break it open. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. So take every song, God, take every song. Oh, take every song. God, take every song. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. The fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance arise, la 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 la, la 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 la. As jy jouself sou kon voorstel, vir 'n oomblik jou verbeelding gebruik terloops wat God vir jou gegee het en nie die duiwel nie. Om in die tyd van Jesus, toe Jesus op aarde was, in die stofstrate van Nasaret of Jerusalem, waar hulle ook al geloop het te wees. En iemand sou vir jou gesê het, wil jy nie saam met my kom nie? My vriend Johannes en sy sissies het die Messias by hulle huis. Hulle het die leermeester Jesus daar en wil jy nie kom en in die sitkamer kom sit en hom kom ontmoet nie? Wie van julle sou graag wou gaan? Ek hoop en ek glo elkeen van ons sal jou moontlik alles gelos het waarmee ons besig was en om net hierdie voorreg te kon hê. Die woord van die Here sê dat dieselfde Jesus deur sy Gees in ons woon en dan gee hy vir ons 'n belofte wat dit
net 'n millimeter van geloof vat, 'n halwe millimeter, minder as 'n mosterdsaadjie, minder as wat jy nodig gehad het om te reageer op sy uitnodiging om wedergebore te word. Hy sê, hy woon. Hy vestig sy troonkamer onder die aanbidding van sy volk. God se woord is die waarheid en is onmoontlik, hy kan nie lieg nie. En as God se woord dit so sê, dan is dit dood eenvoudig so, he promised that he is living in the worship. He's building his throne room in the worship of his people. And I want to invite you tonight, if you're going to worship, might it be just you and him. Just open your heart to experience, to meet. God is the only truth, and let every man be a liar. As ons sê, dis nie so nie, if we say it's not true, it's not God who is in fault. He promised he will be here. And he's inviting us into his presence tonight. Holy Spirit, you are so welcome. We honor your word. We honor the Father, the Son, and you, Holy Spirit. You promise if we ask, you will come. And Lord, we know you are in us, you are around us, you were here before we arrive. Father, so if we say in human language that you will come, we actually are saying that you will take the veil away, that you will make it possible for mere people with a living God on the inside to meet you and to experience you. Open our eyes, open our ears. This hour, this 2 hours tonight is all about you. It's all about your beauty and your glory. It's all about your fragrance in this beautiful song, Lord. We want to smell you, we want to see you, we want to honor you. We want to lift your name up high, far above every name. We come against every spirit of anxiety and every spirit of fear. You shall bow your knee, because every knee shall bow. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord of all. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. We love you, Jesus. We honor you tonight, King of Kings and Lord of Lords. Let's stand, and I ask you, for your sake, focus your eyes and your heart upon the beautiful one. Let's stand and worship God. You give light, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise.
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, you're great, you're so great. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, my words fall short. I've got nothing new. How could I express my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never will. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing
got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah.
soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I'll throw up my hands and I'll praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, we sing out worthy, worthy to the King of Kings. Yes, we sing out worthy, worthy to the King of Kings. And we cry out holy, holy to the King of Kings. Yes, we cry out holy, holy to the King of Kings. And we shout out glory, glory to the King of Kings. Yes, we shout out glory, glory to the King of Kings. We sing out worthy. We sing out worthy, worthy to the King of Kings. We sing out worthy. We sing out worthy, worthy to the King of Kings. We cry out holy, we cry out holy, holy to the King of Kings. We cry out holy, we
kings, we shout glory. We shout out glory. Glory to the King of Kings, we shout glory. We shout out glory. Glory to the King of Kings, we shout glory. We shout out glory. Glory to the King of Kings. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but
our God, and all will see how great is our God. Yes, Father God, we declare tonight how great is our God. Your name is above every name. Your word is the foundation of everything that exists. Your mercy is unthinkable. Your grace is unmeasurable. Your holiness is far above everything that breathes on this earth. You are the true God. You are the King of Kings. Jesus, you are the one on the right hand of the Father, the one coming back with the sword in your mouth and fire in your eyes. We honor you tonight. We honor you, Lord. You are worthy. Holy Spirit, we love you tonight. Jesus, we thank you tonight. Thank you for the cross. Thank you for the grave. Thank you for the empty grave. Thank you for saying yes. Thank you for paying the price. Thank you for saying, Father, I desire. We love you, God. Amen. Thank you so much. Ek verklaar vanaand oor jou en my lewe dat ons Hemelse Vader deur die werking van die Heilige Gees aan ons die genade sal gee om sy woord te ontvang. Die genade sal gee dat sy woord op vrugbare grond sal val. Die genade sal gee dat ons sy woord sal glo, daarin sal leef, dit sal toepas, dat ons sal transformeer om meer soos hy te lyk. Vader, ek kom in die naam en die autoriteit en die gesag van ons Here Jesus Christus. En ek bind elke doofstom gees, elke gees van verwarring, elke gees wat opstaan teen u naam, opstaan teen u woord. Dankie dat u woord sal bereik waarvoor u dit gestuur het. U sê soos die reën op die aarde val waar ons nou uit die reën net kom, dat onmoontlik is dat iewers iets nie genat word nie, so is dit onmoontlik dat u woord sal leeg terugkeer. Dit sal bereik, dit sal doen waarvoor u dit gestuur het. Amen. Ons gaan vandag na ons 2 grondverse kyk vir die jaar. Eerste een is Matteus 4:4. Ons gaan eers Johannes 17 vers 24 tot 26 lees. Matteus 4:4, Jesus sê ons sal lewe van elke woord wat uit sy mond uitkom. Johannes 17:24 tot 26. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder aan hulle bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Jesus sê, as hy die Vader se naam, as die Vader se karakter ons bekend maak, dan sal dieselfde liefde wat die Vader vir hom het in ons wees. Ons gaan vanaand verder gesels oor die naam van God, en ons gaan begin by Psalm 34 vers 11. Dis op die, kom ek kyk net gou daar. Okay, so julle goeie ou dae, gebruik bietjie jou eie Bybel. Op jou selfoon, as jy nie 'n Bybel het nie, kry jy vir jou een daar agter. En ek sê jou rukkie gee om te soek. Ek gaan voel of jy in skok leef. Jy moet jou eie Bybelvers opsoek. Skrikkelik. Psalm 34 vers 11. Soek dit gou in die vertaling wat jy het. Ek gaan dit vir ons uit 'n hele paar vertalings uit lees. Ek gaan begin by die 1983 Afrikaanse vertaling, Psalm 34 vers 11, so een boek na Moses in jou Bybel.
Psalm 34 vers 11. Is daar weer 'n netwerk, Linda? Anders moet Wayne net gou, hy wil ons besig of jy die Apple TV net op jou iPad sit. Goed, maar ons gaan slank verder aangaan, moet nie vir Wayne kyk nie, hy is onsigbaar, julle kan hom nie sien nie, hy pla nie julle nie, hy trek nie julle aandag af nie. Psalm 34 vers 11, selfs leeu's ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. In die New King James, the young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. In die New Living Translation, dien die Here, Nuwe Lewende Vertaling, ekskuus, dis Afrikaans en seker in Engels. Dien die Here, julle wat aan hom toegewy is, hulle wat hom eer, ly geen gebrek nie. Self jong leeu's ly gebrek en is honger, maar wie op die Here vertrou, kort niks wat goed is nie. In die Passion, ekskuus toch? 10. Ja, hy is 10 tot 11. Dit verskil nie verskillende vertalings. Party is 10, party is 11. Goed, Psalm 34 vers 10 in die Passion Translation. Even the strong and wealthy grow weak and hungry, but those who passionately pursue the Lord will never lack any good thing. In die boodskap is dit vers 11. Selfs sterk roofdiere soos leeu's met hulle groot krag van vang partykeer niks nie. Dan ly hulle honger. Maar as jy van die Here afhanklik is, sal jy niks nodig hê nie. Die Here sal vir jou sorg. In die hele paar vertalings, as jy hierdie lees, word van leeu's gepraat, en kon julle die beeldbeskerm reg kry? Nie. Hulle is nog besig. Paar van die vertalings van leeu's, jong leeu's, sterk roofdiere. Die Passion Translation sê vir ons, dit is simbolies van mense, en ons gaan dit verder ook weer sien. Jy sien, 'n jong leeu in die natuur is vol krag, en hy is vol spoed, en hy is vol energie. Hy het heel moontlik nog nie met groot mannetjies beklei oor wyfies nie, nog nie seer gekry nie. Hy is in die prime, in die beste deel waar hy kan wees. Hy is soos 'n springbok stit, so op 33, die beste vorm wat jy kan hê. En dit is vir 'n jong leeu maklik selfs, om sy prooi te vang, want hy is sterk, en hy is vingig, en hy is vol van sy eie krag. Hy kan vir homself sorg, amper onafhanklik, hoewel hy nog steeds in 'n trop jag, is hierdie jong leeu in staat om te oorleef. Sy kondisie is ongelooflik. En dan ten spyte daarvan, dat hy jonk is, vol krag, vol energie, is daar selfs soms wat hy dit nie reg kry om iets te vang nie. Wat sy krag en sy jonkheid en sy energie en sy vermoë in homself net nie genoeg is, en dat soms dat hy honger gaan slaap, want hy kon nie iets vang nie. Hy kon nie iets plat trek nie, hy was nie in staat nie. Sy eie krag en eie vermoë was dood eenvoudig nie goed genoeg nie. In die Passion Translation staan daar, even the strong and the wealthy grow weak and hungry. So die leeu's verwys na mense, en vandag van ons leef self mense wat goed is, gesond is, jonk is, wat sterk is, wat in die middelpunt of die opgang van hulle loopbaan is, wat beplan en dit gaan goed en is welgesteld, en dit voel of jy die hele wêreld kan verskuif op daardie ouderdom. Maar een of ander tyd kom elkeen van ons aan die einde van homself. Die persoon wat Apple computers begin het saam met iemand anders, die ene se naam was Steve Jobs. Sy persoonlike rykdom was op 'n stadium groter as die hele Suid-Afrika se ekonomie. Een man se rykdom. Daar was niks, geen bedrag wat hy nie kon bekostig nie. En toe kry hy lewerkanker.
En ewe skielik het al die geld absoluut geen waarde gehad nie. Hy was nie 'n gelowige nie, ek weet nie wat het gebeur het die dag toe hy gesterf het nie, maar op daardie stadium het hy nie in God geglo nie. En die beste dokters, beste spesialiste wat geld kan bekostig, kon absoluut niks vir hom doen nie. Die jong leeu se krag was nie genoeg nie. Ek dink sommer, ek kyk vandag op YouTube, of gister op YouTube na 'n ding, oor, nie Saudi-Arabië nie, ag man, Dubai. Dubai is in die Arabiese koninkryk 'n proefneming. Hulle het die stad ontwikkel en gebou, 2% van Dubai se inkomste kom van olie af. Die res is van toerisme, van handel, van nywerheid, en hulle het hierdie perfekte stad probeer bou wat miljoene mense wil besoek en goed aanbied, en dis hulle grootste deel van hulle inkomste. En ewe skielik is hulle in 'n panari. Mense, van die rykste mense in die wêreld, het vir hulle groot huise daar gekoop, paleise op die see, waarvoor jy biljoene betaal. In die laaste 2 weke het hoeveel van daai ryk mense die land verlaat? Toeriste het opgedroog. En olie is net 2% van hulle inkomste as gevolg van die oorlog met Iran. Genoeg geld aan die bank, genoeg geld aan die rusbank. As jy dit nie vang nie, kyk jy nie nuus in Suid-Afrika nie. Soveel dat hulle kinders vir generasies nie hoef te werk nie. En ewe skielik met 'n oorlog beteken dit absoluut niks nie. Iran is ook een van die rykste lande wat daar is, al ten minste vir die ouens wat dit manipuleer en beheer. So 2-3 dae terug kom hulle by die kidsbanke en dis toe. Is daar nie geld nie. Maak nie saak hoeveel geld jy in die bank gesit het nie, maak nie saak hoeveel jaar jy gespaar het nie. Jy kan nie geld trek nie, daar is nie geld beskikbaar, die regering het al die geld gevat, die bank gee nie vir jou 2 sent nie, al het jy 10 miljoen rand in die bank gehad. Absoluut geen waarde nie. Geen paleis, geen kar, niks nie. Die lang en die kort van die hele storie, van die eerste deel van die vers van jong leeu's, is dat die Here sê, ons moet hard werk, en ons moet hom vra vir wysheid, maar in werklikheid kan ek en jy nie ons lewens bou, staat maak op enige wêreld se stelsel nie. Op enige wêreld se stelsel nie, want dit kan in 'n oomblik aan mekaar val. God se woord en God se karakter is die enige iets wat vir altyd, vir ewig, sonder uitsondering, vir lank na tyd ophou om te bestaan, vas staan. Die Bybel sê ons as mense is soos 'n veldblom. Die een oomblik is ons daar en die volgende oomblik het ons verwelk. As dit met jou verskriklik goed gaan, en mag dit met jou goed gaan, en jy word 100 jaar, 110 jaar, 120 jaar oud, en jy sterf, weet jy dat dit nog nie eers 1 sekonde van die ewigheid is nie. Dit is nie eers 'n oogknip van die ewigheid nie. In Witbank, dat 18 jaar langer wat ons al hier is, het soveel mense gebid, wat van baie welvarend by die myn gewerk, goeie salarisse kry, en in 'n oggend opstaan, en dan is daar nie meer werk nie. En prys die Here, God maak 'n pad, en myne maak weer oop, en staalfabrieke maak weer gedeeltelik oop. Maar in oogwink kan jou lewe verander van 100.000 rand 'n maand se salaris tot 'n myn wat toemaak. En dan kom ons by die tweede deel van hierdie vers. Die Here sê vir ons, onthou, jy is dalk soos 'n jong leeu. Jy is dalk in beheer van jou lewe. Dit gaan goed met jou, jy het mooi beplan, jy is sterk, jy doen die regte goed, morales. Jy kan goed regmaak, daar is finansies. Maar onthou, 'n jong leeu gaan slaap ook honger soms. En dan gaan hy oor en hy sê vir ons in die New King James, but those who seek the Lord
shall not lack any good thing. Hy sê, as jy mooi luister my kind, het ek vir jou waarborg, kom teken ek iets met my bloed, met my persoonlike handtekening, met my woord, wat geen inflasie, oorlog, siekte, ramp, ooit kan wegvat nie. In die Nuwe Lewende Vertaling, maar wie op die Here vertrou, kort niks wat goed is nie. Kort niks wat goed is nie. En partykeer is goed, God se idee van goed en my en jou idee van goed, dalk is 'n klein bietjie verskillend. Maar dan sê dit kort niks wat goed is nie. The Passion Translation, but those who passionately pursue the Lord will never lack any good thing. Boodskap, maar as jy van die Here afhanklik is, sal jy niks nodig hê nie. Die Here sal vir jou sorg. Sien jy het 'n kontrak. Hierdie kontrak is geseël en is geteken in bloed. Hierdie kontrak is die kruis, die opstanding, die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Die oomblik wat ek en jy wedergebore word, wat jy met jou hart glo, met jou mond bely dat Jesus jou Here is, en nie net 'n rympie opsê nie, maar hy kom in as die koning in die heerskappy van jou lewe, op troon van jou lewe. Daai oomblik sê die Bybel is ons wedergebore. Begin ons 'n pad van disippelskap saam met hom stap en is tyd leer. Bybel sê as ek en jy waarlik met ons hart geglo het maar as ek en jy dit gedoen het omdat my sussie en my boetie of my pa of ma dit doen, ek staan op saam met 'n groep ouens, dan is die toets van die tyd is vrug. Wat 'n vrug is in ons boom. Die belofte is, ons sal niks kort kom nie. Nie net sal ons niks kort kom nie, ons sal niks van al die goeie, ons kom niks kort van al die goeie dinge in die lewe nie. Die Here sal vir ons sorg, soos 'n pa wat vir sy kinders sorg. 'n Pa wat na sy kinders kyk, en as ons hier sê 'n pa, dan praat ek van die min of meer normale huishouding waarin hopelik die meeste van ons groot geword het. Ek weet dis nie almal nie. Weet van ons het ouers vroeg verloor, van ons het ouers gehad wat ook op straat was, van ons het ouers gehad wat alkohol misbruik het, maar 'n môre mens nie perfek nie, maar 'n normale huishouding, waar daar 'n pa is wat verantwoordelikheid aanvaar, wat vir sy vrou lief is, nie volmaak nie, hulle fight so af en toe, maar hy is lief vir sy vrou en hy is lief vir sy kinders en hy gee om en 'n pa sorg vir sy gesin. As jy 'n kind in hierdie huis is en jou pa het selfe gemiddelde inkomste, dan vra jy as jy klein het voor skool nooit vir jou pa, hoe lyk die bankrekening vandag nie? Dad, balanseer die boeke. Pa, het jou bonus deurgekom nie. Jy dink nie eers daaraan nie. Jy worry nie vir geld in die bank is nie. Jy gee nie om of jou pa 'n bietjie oor tyd moet werk om vir jou kleuterskool te betaal nie. Jy weet dit nie eers nie. Jy ontvang net. Jy sê net dankie as jou ma jou mooi geleer het. Meeste kinders vandag doen dit nie. Jy weet, jou pa sal vir jou sorg. Jy is nie bekommerd nie. Jy worry nie of jy môre klere gaan hê nie. Jy gee nie om as jy jou broek met die fietsstuk inval nie. Jy kan op 'n keer raas of pak slaker in die goeie ou dae, maar dit is so raar. Dis nie omdat jy bekommerd is, daar's nie geld nie. Want jou pa sorg vir jou. Hy is daar. Jy kom by die huis en daar's kos. Jy druk 'n knoppie en daar's elektrisiteit. Jy het 'n rugbytoer en iewers daar geld dat jy by rugbytoer gaan. Jy verstaan nie wat 'n pa en ma moes deurgaan. Miskien was dit vir hulle maklik, miskien was dit nie vir hulle maklik nie. Maar hulle sorg, want hulle is daar. Sien, om vir iemand te sorg is om vir hulle alles te gee wat hulle nodig het. Die kosbaarste iets wat jou pa en ma vir jou kon gee en wat van hulle dalk baie goed gedoen het, maar nie volmaak nie, is liefde. Om jou lief te hê net omdat jy 'n gesig en 2 ore in die neus het en asemhaal. Om jou lief te hê net omdat jy opgestaan het. Om jou lief te hê sommer net omdat jy is.
As jy vir iemand sorg, dan gee jy vir hulle kos. Party ons sorg so goed dat hulle te veel kos gee, maar in elk geval. En jy gee vir hulle klere. Hulle het iets om aan te trek. Hulle gaan nie kaal skool toe, speel kaal buite nie. As dit koud is daar iets warms om aan te trek. Partykeer is 'n pappa en mamma en hulle sal half koud werk toe gaan of 'n toebroodjie deel. Maar jy kinders kry. Geef hulle 'n dak oor 'n kop, 'n plek om te bly, jy versorg vir hulle. Jy sien, daar's 'n storie in die Bybel en ek het dit nie neergeskryf nie. Ek dink is Lukas 11, ek praat onder korreksie. En dis nie 'n storie nie wat God sê, gaan oor die Heilige Gees. En dan sê hy, as julle aardse paas, wat ons presies nou vir mekaar gesê het, is jou kind en jy toe kom en hy sê, papa, ek is honger, dan gee jy vir hom brood, jy gee nie vir hom 'n slang of 'n skorpioen of 'n klip nie. Jy gaan doen moeite, jy gaan leen by die buurman, jy gee vir hom brood. En dan sê hy, as die beste aardse pa op hierdie planeet, as jy hom met God vergelyk, is hy sleg en swak in sy eie krag. En sê, as julle aardse paas, wat in vergelyking met my, wat sleg is, as enige mens met my vergelyk, as hulle net die beste vir julle gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader nie vir julle die Heilige Gees gee, as julle vra nie, die beste van alle dinge. Ons sal niks kort kom van goeie dinge nie. Wat is goeie dinge? Ek dink goeie dinge is wat 'n goeie effek op jou lewe het. Ek dink goeie dinge in my en jou lewe, die beste dinge van my en jou lewe is daardie goed wat ons laat uitkom by daardie plek van dit wat God van dat jy gebore is oor jou gedroom het. Daardie magtige en goeie gedagtes oor jou lewe wat meer as die sandkorreltjies op die aarde is. Ek dink dis die goeie dinge. Dis goed wat ons kan geniet. Partykeer is goeie dinge in die begin dalk nie lekker nie. Partykeer is wat God ons karakter vorm nie lekker nie, maar as ons terugdraai en terugkyk, dan is dit awesome en ons is so dankbaar en ons is so bly en is so wonderlik. Julle is almal nie heeltemal 10 jaar oud vanaand nie. Ek dink almal van ons het dalk iewers op skool, na skool, op universiteit, in jou college waar jy studeer het, by jou eerste werk, iewers somewhere 'n groot liefde gehad. Nou, liefde het nie uitgewerk en jy hartjie was in stukke. En as jy vandag terugkyk en sê, ag, dankie Jesus, dankie Here, dit het nie uitgewerk nie. Hulle sê dit dalk oor jou ook, maar dis nie die punt nie. Goeie dinge is om jou kind skool toe te vat. God vat ons partykeer in goeie dinge en omdat ons nie wag en verstaan nie, maak dit nie altyd sin nie, maar hy is besig. Hy vorm ons, hy ken môre en oormôre. Hy weet as ons wat hy vandag in my lewe moet doen, dat ek môre kan uitkom by die plek waar ek soos hy lyk en om soos hy te lyk is die plek waar ek volkome en volmaak gelukkig is. Hy gee vir ons goeie goed. Hy is nie 'n wrede vader nie, hy is nie 'n stingy vader nie. Goeie dinge in die lewe is 'n belofte. Hierdie belofte is in God se woord en God se woord is onveranderbaar. Hy sê vir jou al die goeie dinge gee, alles wat jy nodig het. En goeie dinge sluit in 'n bord kos. Dit sluit dalk in af en toe 'n lekker roomys. Dit sluit in om af en toe bietjie te kan rus. Ons God is nie stingy nie. Hy het nie gekom en gesê my kinders sal 24 uur van die dag werk. Hulle sal nooit op vakansie gaan nie. Ek gun vakansie vir die ouens wat my nie ken nie. Dis nie jou Vader nie. Hy is 'n goeie Vader. Wat vir ons goeie goed volg. Hy beloof dit in die vers oorvloed. Al die goeie dinge wat ons nodig het. Maar soos die meeste belofte uit hierdie vers, hierdie belofte het 'n voorwaarde. Hierdie voorwaarde is
as jy hom in die middelpunt van jou lewe plaas. As jy hom liefhet. As jy in 'n gemiddelde ouer huis groot geword het, het pa en ma agteroor gebuig om vir jou goed te doen, ons het dit gesê, om vir jou te gee wat jy nodig het in jou lewe, en luister mooi, saam met God, hy hoef nie agteroor te buig nie. Hy het nooit 'n bankrekening wat in die rooi is nie. Hy het nooit te veel werksure om daar te wees as jy met hom praat nie. Hy is nooit te besig om te luister nie. Hy is nooit te mismoedig nie, hy ly nooit aan depressie nie. Sy is nooit radeloos nie. Hy besit alle wysheid in die heelal. Hy is nie bekommerd oor môre nie, want hy ken môre asof dit al gister gebeur het. Hy is nie onmagtig om gister nie te herstel nie, want hy kan enigiets regmaak en enigiets herstel. Hy kan die wreedste plan wat die vyand, die vader van die ouens wat hom nie ken nie, Jesus sê, duiwel se vader, as jy nie meer wedergebore is nie. Ons God is so groot dat die slegste ding wat die vyand, wat die duiwel ooit in jou lewe kan beplan, en net so tussen ons, hy het nie reg om dit te doen, behalwe as jy vir hom die reg gee nie, maar die slegste ding wat hy kan beplan, die wreedste ding, God sê, as jy na my toe draai, dan laat ek ten goeie meewerk. Hy sê, dan maak ek iets mooi daarvan. Hy sê, dan word ek verheerlik, en jou hart word gevul met oorwinning, met vreugde en met geluk. Maak nie saak wat dit is nie, want hy is 'n goeie Vader. Hy gee die heel beste vir ons. Hy sê, hy sal vir ons sorg, in Psalm 34 vers 10. Ons sal niks van die goeie goed kort kom nie. En ons kan die lewe saam met hom geniet. Daar is 'n voorwaarde. Die voorwaarde om die goeie goed ontvang is wie die Here sal hulp vra. Ons het nodig om aan die einde van ons jong leeu te kom. Ons het nodig om aan die einde van ons eie krag te kom. Ons het nodig om, die Bybel sê nou, om te soek, om in te druk. En om te soek praat ek nie in die eerste plek van wedergeboorte nie, natuurlik, dit is die belangrikste, as dit nie gebeur nie, kan ek vind dit goed gebeur nie. Ek praat hoofsaaklik met my en jou wat die Here ken. Jesus sê dat die wingerdtakkie, as dit afval van die wingerdstok, dan gaan dit dood en dit word brandhout. Hy sê, as die wingerdtakkie in hom bly, as die wingerdtakkie ingeënt bly, as ons afhanklik bly, dan dra ons groot en mooi en stunning, asemberowende vrug in ons lewe. Solank ons deel is van die wingerdstok. Hy sê, ek is die wingerdstok en julle is die takkies. Sonder my kan julle geen vrug dra nie. Hy sê, as jy my koninkryk in besit wil neem, as jy in my oorvloed wil leef, as jy my gesag en my autoriteit wil wandel, as jy in die straat wil afstap en demone gaan in mense uit, net omdat jou skade weer op hulle val. Hy sê, dan moet jy soos 'n kindjie word. 'n Kindjie wat net kan loop en praat. In die wêreld leer ons ouers en dit is 'n goeie ding, anders was daar chaos. Jy leer van dit, jy kan onthou om onafhanklik te wees. Jy leer om jou eie skoene vas te maak as jy normaal gebore is. Om jou eie tande te borsel. Om jou eie klere aan te trek. As ek vandag se tieners kyk, dan het dit daar gestop. Maar jy leer 'n paar goed in jou lewe. Jesus sê, my koninkryk is 'n upside down koninkryk. Ek leer jou nie om 'n jong leeu te wees vol van jou eie krag en persoonlikheid nie. Ek leer jou om afhanklik te word van my. Om al hoe meer op my staat te maak. Om al hoe meer na my te soek. En as ons sê na die Here soek, dan is dit so 'n bietjie ironies. Want hoe soek ons na iemand ons weet waar hulle is? Jy sien,
Jy weet waar God is as jy wedergebore is. Sy woord sê tog vir jou, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy hoef nie verder as jou eie menswees te soek nie. Jy hoef nie verder te soek as met hom wat binne in jou leef te praat nie. Jy weet waar hy is. Jy sien, die werklikheid is, jy kan saam met iemand bly. Jy kan vir 10 of 15 jaar getroud wees. Jy kan saam met iemand in dieselfde huis wees. Maar julle weet niks van mekaar af nie. Julle kan saam al die goed betaal, al die rekeninge betaal, self gaan vakansie hou, maar daar is nooit tyd vir mekaar nie. Een werk en een is met die kinders besig. So jy weet waar jou vrou is en jou vrou weet waar jy is, maar julle ken mekaar nie. Die meeste van ons wat wedergebore word, die meeste van God se kinders, meeste is dalk, ek wil nie sê meeste nie, kon sê baie. Baie van God se kinders wat wedergebore word, en soms is dit ek en jy, ons weet wie ons koning is. Ons het 'n waaragtige wedergeboorte gehad. Ons is gedoop, ons is gevul met die Heilige Gees, ons bid in tale, en dan leef ons ons eie lewe. Ons is in dieselfde huis op 'n Sondag, maar ons kuier nooit by ons pa nie. Dis is 'n kind wat op universiteit is, wat naweek huis toe kom, pa met al die rekening. Hallo pa, ma, hoe gaan dit? Ek gaan by Jannie kuier, ek het hom lanklaas gesien, en maandag gaan hy weer universiteit. En daar is die voorwaarde vir ons om nooit enigiets van die goeie goed in die lewe te kort nie, is om te vra, om afhanklik te wees. Dit kos moeite, dit kos energie. Ek gaan iets van my en jou vra, dit kos om te gesels, dit is soos eenvoudig, Mike Bickle het gesê, en dit het 'n impak op my lewe gehad, en vergewe my Here, ek nou net nie naaste by genoeg nie, maar het iets gesê wat so waar is. Ek sê, you walk in the Spirit as much as you talk to the Spirit. Om met God te wandel is dood eenvoudig om met God te praat. Om sy opinie oor alles te vra. Om van hom goeiemôre te sê. Om van hom te vra, wat dink hy oor die liefde in jou hart? Om van te vra, wat dink hy oor wat jy vandag moet doen? Om van te vra, Here, hoe voel jy oor my vandag? Om hom net te geniet. As ons dit doen, dan sal ons nie 'n enkele goeie ding in die lewe kort nie. Nie. Jy sien, net soos jy by die huis as gesin vir die televisie kan sit, vir die televisie kan sit, en almal kyk lekker saam, Sewende Laan en binnelanders, en eet saam. Maar is absoluut geen familietyd nie. So kan ek en jy, en ons moet, asseblief my nie verkeerd verstaan nie, ek dink ek is 100% uitverkoop daarin om te leer, maar ek en jy kan soveel teachings kyk en soveel boeke lees, maar ons kan nooit met God gesels nie. As jy nie dan teachings te kyk, as ons nie by mekaar kan leer nie, dan werk die koninkryk van God glad nie uit nie. Ons moet by mekaar kan leer. Maar as dit wat ek by Carrie bly kan leer, as ek nie met God daaroor praat, en as ek dit nie toepas in my lewe nie, en as ek met vir Here vra, wat dink hy en hoe werk het, verduidelik het vir my, en Heilige Gees, ek is so opgewonde, en Here, stuur vandag iemand waarvoor ek kan bid wat siek is nie, en Here, ek wil in geloof uitstap, Here, ek sukkel met 3 deeltjie van my geloof, help my, as ek nie met hom daaroor praat nie, dan sit ek vir die televisie met my gesin, en ek kom nooit by God met my pa uit nie. Dis om sy skoot te spring. Dis om in sy oë te kyk. Dis om met jou kop op sy bors te lê, en jy kan nie met sy kop op jou bors lê agter die kar se stuur nie. Jy kan nie regtig met jou kop op sy bors lê as jy skuldig goed was nie. Natuurlik jy moet hom kuier en praat, en dis fabelagtig, dis fantasties. Maar iewers is daar 'n tydjie nodig. Iewers is daar 'n tydjie nodig wat jy net alles afskakel en ek alles afskakel en sê, Dad, hier is ek. Dad, ek wil die hartklop hoor. Ek onthou, ek het so groot geword, my oupa, my ma se pa, baie keer op sy skoot in die slaap geraak, en hy het 'n groot horlosie, armhorlosie gehad wat jy opwen, en ek in my oor so gaan lê, en
die tik van die horlosiewyster so gehoor. Ek het die horlosie geërf, maar toe moes ek nie meer op my horlosie gebruik nie, maar dis nie die punt nie. So, dis wat het is om in te druk, om afhanklik te wees, en as ons niks kort kom, wat goed is nie. Dis om ons hart en ons emosies met om te deel. As dit my en jou verhouding met Dad is, dan sal ons niks kort kom van die goeie dinge van die lewe nie. Luister mooi, hy sê nie, jy gaan 'n lewe sonder storms hê nie. Hy sê net, maak nie saak wat doen die lewe rondom jou nie. Jy sal niks kort kom van die goeie goed van die lewe nie. God se name beskryf sy karakter, en ons is besig met sy name, en ons het eintlik nou oor sy karakter gepraat eerste. In die Ou Testament is daar net 15 keer wat God as Vader aangespreek word, net 15 keer. En elke keer as dit gebeur, is dit of meeste van die kere gaan dit meer oor die volk Israel, dit gaan meer oor die verbondsvolk. Jesaja 63 vers 16, U Here is ons Vader, ons verlosser van ouds is die naam. Jesaja 64 vers 8, maar nou Here, U is ons Vader. En dan kom Jesus na hy kom skud die hele Joodse kerk. Hy kom en gooi die sinagoge se venster uit en skop hulle asblikke om. Nie letterlik nie, maar hier wat hy doen. Hy sê vir sy disippels, so moet julle bid, ons Vader, wat in die hemel is. Jy moet verstaan, jy moet die kultuur verstaan, elke Jood toegewy aan die Here vir honderde jare, duisende jare wat groot geword het Jahwe se naam het nie klinkers in nie, jy kan dit nie uitspreek nie, sy naam is te heilig om te sê. En nou kom sy Jesus, hy is jou Vader, hy is jou Pa. Die term wat Jesus vir God gebruik, is Vader meer as enige ander term in die Bybel. In die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word dit ongeveer 165 keer gebruik. Dan gaan dit verder. Die woord van die Here kom leer ons, nie net kan ons vir hom sê Vader nie, ons kan vir hom sê Abba. Hy kom skop die volgende deur en venster van God en ruk die wortels uit van hulle geloof van honderde jare. Hy sê, jy kan vir Jahwe, wat sy naam jy nie eers mag sê nie, hy is te heilig om te noem, vir Jahwe kan jy sê Abba. Abba is die Arameese woord, wat beteken papa. Iets in die konteks is belangrik, in die kultuur, in die Joodse kultuur, het jy 'n fenominale respek vir jou pa. So self Abba wat papa is vol teerheid, is vol intimiteit, maar is ook vol respek. Papa. Dit is baie mooi. Ek en jy vergeet so maklik, of miskien is dit net ek, dat Jesus volkome mens was, net soos ek en jy, minus 'n sondige natuur. Hy het al ons emosies gevoel. En in die moeilikste tyd in sy lewe, wat hy so angstig was, en hoe weet jy, hy was angstig, die las sonder las van die heelal het op sy skouers gerus. Hy het presies geweet wat vir hom voorlê, nie net fisies nie, maar ook geestelik en emosioneel. En hy was so angstig dat die vaatjies bars en dat hy bloed sweet. In hierdie tyd praat hy met God, met sy Vader, as Abba. Hy sê vir hom, Papa.
Matteus 14 vers 36. Hy het gesê, Abba, Papa, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Abba, ek sien nie kans nie. Papa, my menswees kan nie hierdeur gaan nie. Abba, dit is te groot. Abba, ek sterf vir hulle wat my haat, ek sterf vir hulle wat op my spoeg. Ek dra hulle verkrachting, ek dra hulle verwerping van elke mens wat ooit gebore sal word. Abba, dit is iets erger as dit. Ek dra nie die pyn van verwerping, van verkrachting, van leuns, van gebroke huwelike nie. Dit is iets baie erger as dit. U gaan U rug op my draai. Ek moet uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Abba, Papa, ek sien nie kans nie, maar ek onderwerp my aan U wil. Hier het een van die grootste leuns in die kerk se geskiedenis geword. Die leuen dat ons kan bid of moet bid, seker nie sonde nie, is net nie wys nie. Die gebed af te sluit, Here, ek vertrou dat U vir my 'n werk sal gee. Dankie Here, as dit U wil is. Amen. Het jy al so gebid? Jy weet, dit is 'n totaal 100% onbybelse gebed. Dit is 'n gebed wat nêrens in die Bybel voorkom nie. Nie een plek nie. Want ons het dit verander. Here, ek vra nou vir U. Ek glo dat U die Papa is wat ek sal geen goeie ding kort nie wat ek vra vir U en ek praat met U. Ek glo dit as dit U wil is. Amen. Soos dit nie U wil is nie, gaan dit nie gebeur nie. Daai gebed is soos 'n kar wat se wiel afgeblaas is. Dis 'n spookasem. Dit het absoluut geen geloof en geen krag nie. En dis nie wat Jesus gebid het nie. Jesus het geweet wat is God se wil. Hy het gesê, Here, my menswees sien nie kans nie, maar ek het U so lief en ek het hulle so lief, laat dit gebeur. Ek onderwerp my aan die wil wat ek reeds ken. Romeine 8 vers 15 die Amplified kom bevestig hierdie die Heilige Gees deur Paulus, for you have not received a spirit of slavery, leading again to fear of God's judgment. Baie interessant. Een van die Griekse woorde wat daar gebruik word, ons haal die vers in Afrikaans baie keer aan sonder daai stukkie, en dis nie verkeerd nie, want die Amplified gebruik al die Griekse woorde, maar dis interessant. For you have not received a spirit of slavery, leading again to fear of God's judgment. Die gees van slawerny, die kettinge wat die volk vashou, die kettinge waarmee die duiwel jou wil vashou, is die vrees van die judgment van God. Want sien, solank jy sy judgment vrees, sal hy nooit jou Abba wees nie. Solank jy sy judgment vrees, sal hy nooit jou Papa wees nie. Hy het nie verander nie. Hy het nie cheap grace wat sê leef soos jy wil nie. Hy straf elke sonde. As geen sonde wat jy gedoen het en wat ek gedoen het wat God nie straf nie. Nee. Maar hy straf het op Jesus aan die kruis. Christus het daar die straf gedra dat ek en jy dit nie hoef te dra as ons wedergebore is en in hom glo nie. So you have not received a spirit of slavery leading again to fear of God's judgment, but you receive a spirit of adoption as the sons, the spirit producing sonship, by which you will joyfully cry out, Abba, Father. The message. The resurrection life you receive from God is not timid, grave-tending life. It's an adventurous, expectant, greeting God with a childlike, what's next, Papa? What's next, Papa? Papa, wat doen ons volgende? Papa, hierdie lewe saam met U is 'n avontuur en ek gee nie om wat gebeur rondom my nie. Ek gee nie om of die golwe groot is nie. Saam met U kan ek op 'n loop.
Papa, wat's volgende, papa? Wat's volgende? Galasiërs 4 vers 4 tot 7. You can tell for sure that you are now fully adopted as his own children because God sent the Spirit of his Son into our lives crying out, Papa, Father. Sy naam is 'n spieël, 'n weerkaatsing, 'n bekendmaking van sy karakter. God die Vader is in die eerste plek begeer om jou Abba te wees. En as ek en jy soos Jesus gedoen het, hy sê ek doen niks wat ek die Vader nie sien doen of die Vader hoor sê nie. As ek en jy met hom gesels oor alles, met hom praat, alles vir hom vra, as ons jong leeu status prys gee, dan sê sy woord, en jy sal niks kort van die goeie dinge van die lewe nie. Kom ons bid. Abba, Papa, Daddy, dankie. Dankie dat jy ons Abba is. Dankie dat ons vol vreugde na U toe kan hardloop. Dat U wil en U opinie en U leierskap altyd regverdig en goed is vir ons. Vader, ek kom en ek vra Heilige Gees vanaand en almal wat hierna luister, terwyl ek voor agter in die mikrofoon staan in die naam en die autoriteit en die gesag van Jesus, dank ek U dat U Vader hartwonde genees op hierdie oomblik. Dat die bonatuurlik in harte kom en gebroke Vader hartwonde, verwerping, rejection, abuse, dat U kom genees. Ek dank U vir openbaring van mense om te verstaan dat U anders is, dat U nie 'n aardse Abba is nie, dat U 'n volmaakte Abba is. Dat U ons nooit sou begewe en nooit sou verlaat nie, want U het Jesus verlaat, dat U het nooit vir ons met ons hoef te doen nie. Dat U nooit te besig is nie. Dat die vrees van judgment wegvat, dat ons self in die middel van 'n versoeking, in die middel van sonde, in die middel wat ons besig is om iets te doen wat ons weet ons nie moet doen nie, dat ons in daardie emosies, in daardie plek, na U toe kan hardloop en sê, Papa, help my Abba, vat hierdie ding vir my al weg, gee dit vir U. Dat U nie U kop met skaamte wegdraai vir ons nie. U is die geneesheer. Al die eer, al die aanbidding, al die glorie, al die heerlikheid woord aan U en aan U alleen. Amen. Baie dankie julle. Ek dink daar's lekker koffie daar agter. Ag daar, ek bid ook dat U elkeen van ons veilig by die huis sal bring. Geen motor sal breek nie. Geen papbande sal wees nie, geen misdaad nie, geen geweld by die huis nie, geen konflik by huise nie. En dat hierdie saad ons sal vrymaak. In die naam van Jesus. Amen.